Die verhaal van Eutychus wys vir ons iets van onsself. Eutychus raak aan die slaap en hy val en hy's dood. En dit herinner ons daaraan hoe maklik ons ook geestelik aan die slaap kan raak. Hoe maklik ons aandag afdwaal en hoe maklik ons struikel. En die Here roep sy volk daarom op en hy sê, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood. En Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Dis Efesiërs 5 vers 14. En die Here Jesus leer ons in Matteus 22 vers 37, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. So wanneer ons hierdie woorde hoor, besef ons hoe dikwels ons harte nie volledig op die Here gerig is nie. Hoe maklik ons afdwaal, hoe maklik ons as gevolg van die gebeure in hierdie wêreld en ons lewe en al die dinge wat gebeur, nie so aandagtig na God luister as wat ons veronderstel is om te luister nie. Ons is dikwels meer op onsself aangewese en ons vertrou ons eie oordeel meer as wat ons die Here vertrou. En laat ons daarom in verootmoediging voor die Here kom en die Here vra om ons te help in hierdie swakheid wat ons beleef. Ons is mense. En in Engels sê ons, we are of the best of men is men at best. En dis feite. Die beste onder ons is maar net mens. En ons het die Here nodig. So dit is my lekker om hier te lei in 'n gebed van verootmoediging voor die Here en te sê, Here, help my asseblief. Ek is swak. Ek is stof, ek sukkel. Kom ons doen dit nou voor die Here. Kom ons bely ons afhanklikheid van hom en dat ons hom regtig baie meer nodig het as wat ons besef. Here ons God, ons bely dat ons dikwels geestelik so lomerig is, Here, dat ons so maklik aan die slaap raak. Ons bely dat ons nie altyd na u woord luister soos wat ons behoort nie, dat ons nie u woord ondersoek nie, dat ons nie toelaat, Here, dat dit in ons lewe werksaam is nie. Vader, baie keer is ons so selfgesentreerd. En ons dink ons ken die antwoorde, veral as ons 'n bietjie gelewe het al en ons het gestudeer en ons is al 'n ruk in 'n werk en Here, dan begin ons gemaklik raak en ons dink ons weet alles. Maar vanoggend, Here, word ons herinner daaraan dat ons u baie nodig het en dat ons eerder op u moet vertrou, op u krag as op ons eie insig. Vergewe ons, Here, om Christus ontwil hierdie hardkoppigheid van ons, hierdie eie geregtigheid. Dankie ook dat u nie moeg word vir swak en struikelende mense nie. Dankie dat u in Christus Jesus gekom het om sondaars te red en geestelike dooies weer lewend te maak. Werk asseblief deur die Heilige Gees ook vanoggend in ons harte. Maak ons wakker tot geloof, tot liefde en tot gehoorsaamheid aan u. Gee dat ons vandag u stem sal hoor en met vreugde daarop sal reageer. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Hoor dan vanoggend die goeie nuus van die evangelie. Efesiërs 2 vers 4 tot 5 wat sê, maar God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. En deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus weer lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Gemeente, ons hoop lê nie in ons vermoë om onsself wakker te hou nie, of om onsself wakker te maak nie, ons kan nie. Ons is dood in ons sonde en in ons oortredinge, en daarom het ons die Here nodig, en ons dank hom dat hy 'n werk in ons begin het. Johannes 3 sê dat die Here het vir Nikodemus gesê, jy moet van bo af gebore word, uit die Gees uit, dis nie iets wat jy self kan doen nie. Hierdie stand wat hier staan is dood. As ek hom rondgooi en ek skop hom rond, gaan hy niks doen nie. Hy kan nie, want hy's dood. As ek hom prys, gaan hy nie opgewonde raak nie, want hy verstaan dit nie, hy's dood. As ek hom vervloek, gaan hy dit nie weet nie. Dis net totdat die Here lewe in ons plaas, dat ons werklik verstaan, dat ons werklik weet wat ons is en wie ons is, maar ook wie hy is. En daarom moet ons vanoggend kom en sê, Here, ons kyk na U en ons vertrou dat die werk wat U in ons begin het,
is 'n werk wat U ook in U eie krag in ons sal vervul. Aan almal wat hulle vertroue in Christus stel, verkondig ek dan vanoggend die genade van God. In Jesus Christus is ons sondes vergewe. En dis net die werk van ons Here Jesus Christus en sy Heilige Gees wat elke dag in ons werk. Amen. Kom ons staan weer en ons sing die loflied, lied 431. Ons het gesing van die Gees van God wat in ons woon, maar nou verheerlik ons die Here verder en die wonder van sy Gees se teenwoordigheid ook in sy kerk. So kom ons sing hierdie lied, O Gees van Vader en van Seun, lied 431, ons sing vers 1 en 2 en dan kan ons na Handelinge toe blaai waar ons vanoggend die Here se woord gaan hoor. U is welkom om saam met my te staan. O Gees van Vader en van Seun, ons voorspraak leidsman, krag en steun, U vul ons diepste hartsverlange, U kom ons in die waarheid lei, bid, kom by ons bly, U hoef ons met ons lofgesange, wil steeds die goeie werken werk, bewaar, vermeerder en versterk. Bekeerdes deur die Gees gedoop, ontvang met blydskap skuldvergewing, verlos na liggaam en na gees, deel vol vreugde en die fees. God gee nuwe heilsbedeling, saam breek ons brood, een in gebed, saam loof ons God wat ons kom red. Soos ek gesê het, ons skriflesing vir oggend is Handelinge hoofstuk 20 vers 1 tot 12. Verlede week het ons kom inloer om te kom kyk waar ek vir oggend preek en ek het gedink ek gaan dalk 'n bietjie tips kry op die liturgie van die NG Kerk wat ek al bietjie vergeet het en toe preek oom Jan de Wet hierso en hy het sy eie liturgie en toe sê ek so half bietjie, hey, nou weet ek nie wat om te doen nie. Maar nou ja, ek is vanoggend hier en ek hoop sover gaan nog alles goed. Julle kan julle Bybels oopmaak, Handelinge 20, maar voor ons lees, kom ons vra die Here om sy woord vir ons oop te breek en dit vir ons duidelik te maak, sodat ons kan hoor en dat ons kan groei daarin en volwasse word geestelik, soos wat hy deur sy Gees vir ons lei. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n voorreg vanoggend om by Pionierspark NG Gemeente te wees en saam met die gelowiges hier. Here, baie dankie dat ons weet dat U werk deur die Gees. Here, ons weet dat die vyand, die Satan, doen alles in sy vermoë, Here, om
om u woord te demp, om dit nutteloos te maak. Maar Vader, ons weet dat die duiwel en sy magte kan u woord nie onderdruk nie. Dit kan dit nie uitwis nie. En Vader, ons is daarom dankbaar dat ons vanoggend na u woord toe kan kom. Dankie Here dat u woord sentraal in ons lewens is. Dat ons uit die woord leef, dat ons asemhaling uit die woord uitkom. En Vader, dankie dat ons vanoggend kan weet dat u vir ons die kosbare gawe van die heilige woord gee. Ons erken dat die natuurlike mens nie die dinge van die gees van God kan verstaan sonder u goddelike verligting nie. En daarom vertrou ons volkome op die Heilige Gees om ons oë vanoggend te open en ons harte ontvanklik daarvoor te maak. Here, ons neem ons bid ons dat u asseblief ons hoogmoed van ons sal wegneem, dat u ons afleidings en enige vooropgestelde idees waarmee ons na u woord toe kom vandag, van ons sal wegneem. Ons werp onsself geheel en al op die leiding van die Heilige Gees, om ons in die volle waarheid te lei, om lewe aan die geskrewe woord te gee en om aan ons 'n ware begrip van u wil te skenk. Here, ons bid dat terwyl ons die woord lees, dat u ons oë en ons verstand sal open, dat u ons die genade sal gee om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar om ook doeners daarvan te word, sodat ons lewens verander kan word. Ons bid dat die Heilige Gees hierdie tyd vir ons 'n middel van genade sal maak, dat hy ons liefde vir Christus sal verdiep, ons geloof sal versterk en ons meer en meer aan die beeld van Christus gelykvormig sal maak. Mag die woorde, Here, van ons mond vanoggend en die oordeenkinge van ons harte vir u aanneemlik wees, o Here, ons rots en ons verlosser. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Handelinge hoofstuk 20 en ek gaan lees vanaf vers 1 tot vers 12. Ek dink ek lees uit die 83 vertaling, so jy kan saam met my lees. Nadat die oproep daar bedaar het Paulus die gelowiges bymekaar geroep en hulle moed ingepraat. Daarna het hy hulle gegroet en Macedonië toe vertrek. Op sy reis deur daardie gebiede het hy die gelowiges telkens met sy prediking bemoedig. Hy kom toe in Griekeland aan, waar hy 3 maande gebly het. Toe hy op vertrek gestaan het Sirië toe, het hy van 'n Joodse komplot teen hom te hore gekom en besluit om deur Macedonië terug te gaan. Pyrrhus se seun Sopater van Berea het saam met Paulus gereis, en ook Aristarchus en Secundus, albei van Thessalonika, Gaius van Derbe en Timotheus, as ook Tychicus van Trophimus, albei van die provinsie Asië. Hulle het vooruit gegaan en in Troas vir ons gewag. Na die fees van die ongesuurde brood het ons van Filippi af met 'n skip vertrek en 5 dae later by hulle in Troas aangekom. Daar het ons 7 dae gebly. Ons het die Sondag bymekaar gekom vir die gemeenskaplike maaltyd. Paulus het die gelowiges toegespreek en aangesien hy die volgende dag sou vertrek, het hy tot middernag aangehou. Daar was heelwat lampe in die bovertrek waar ons bymekaar was. 'n Jong man met die naam Eutychus het op die vensterbank gesit. Hoe langer Paulus gepraat het, hoe vaker het Eutychus geword. Hy het naderhand vas aan die slaap geraak en uit die 3de verdieping tot op die grond geval. Toe hulle hom optel, was hy dood. Paulus het ondertoe gegaan, hom oor Eutychus uitgestrek en hom teen hom vasgedruk en gesê, moet julle nie ontstel nie, hy lewe. Paulus het weer boontoe gegaan, brood gebreek en geëet. Hy het nog lank met hulle gepraat, tot dagbreek toe, en daarna het hy vertrek. Die mense het toe die seun lewend weggebring huis toe. Hulle was buitengewoon bemoedig deur dit alles. Oom Jan het vir julle vanoggend gesê dat ek nie my hele volwasse lewe 'n predikant was nie. Dat ek eers in 'n sekulêre werk was waar ek met mense se ore gewerk het en allerlei goed gedoen het. En toe het die gemeente my beroep om
om predikant te word. In die begin, dink ek, was dit baie erg vir hulle. En toe het een van my vriende het vir my hierdie boek gekoop. Die boek se naam is Saving Eutychus. Ek weet nie of die prentjie op die agtergrond kom nie. Nou, Saving Eutychus, How to Preach God's Word and Keep People Awake. Nou, ek neem aan, hy het vir my iets probeer sê. Ek het dalk die mense aan die slaap gepreek. En so hy het gesê, hier is 'n boekie vir jou. Mag dit jou help dat jy bietjie beter doen. Nou ja, Eutychus word so maklik verkeerdelik verstaan as dat Paulus so lank gepreek het, dat hy mense aan die slaap gepreek het. En ek dink nie dis die waarheid nie, ek dink nie dis regtig waaroor hierdie gedeelte in die Bybel gaan nie. Nou, julle weet, en Jan het dit vanoggend gesê ook, die Bybel vertel baie stories. Die Bybel vertel vir ons van baie mense se lewens, en daai stories is nie sonder rede in die Bybel nie. Die Here het dit presies daar gesit, sodat dit vir ons iets kan beteken. Mense soos ons, mense soos ek en jy. Party stories laat 'n mens regop sit. Dit waarsku jou. Ander stories laat jou huil. En dan is daar stories soos hierdie een. 'n Storie wat 'n glimlag op jou gesig sit en jy vra die Here, hoekom is hierdie storie in die Bybel? Wat moet dit vir ons leer? Wat moet ek in my lewe verstaan van Eutychus en die hele situasie rondom sy val? Want kom ons wees eerlik, dit is 'n vreemde toneel hierdie. 'n Jong man sit in 'n venster en ek het laasweek hier gekyk hoe groot julle gebou is en hoe hoog dit is. En ek het my nou ingedink hoe hard sou Eutychus hier geval het. Maar nou kyk ek na een van daai vensters, dis miskien 'n 3de verdieping. En daar sit hierdie jong man in die venster terwyl Paulus preek en hy raak aan die slaap. Hy val 3 verdiepings ver en hy sterf. Hy's dood. Lukas was 'n dokter en Lukas sê hy was dood. Nou, vandag weet ons nie meer regtig hoe lyk dooie mense nie. As ek op 'n persoon afkom wat baie seer gekry het, gaan ek nie weet of hy lewe of dood is nie. Maar Lukas was 'n dokter, hy het daagliks met hierdie dinge gehandel, so hy het geweet en hy sê Eutychus was dood. Maar hy word weer lewendig gemaak deur die krag van die Heilige Gees. Nou as jy hierdie storie vir iemand vertel wat nie 'n Christen is nie of wat nie gereeld in die kerk kom nie, mag dit amper klink asof dit uit 'n roman uitkom, uit 'n storieboek uit. Maar dit is God se woord en is vir ons nodig sodat ons dit vanoggend hoor. Eutychus, vreemde naam. Ek dink ek het al ooit in my lewe Eutychus ontmoet nie. Baie name, ek het vanoggend 2 Wians ontmoet as ek my nie mis het nie. Name wat bekend is aan ons, maar hoekom Eutychus? Nou eendag was daar 'n teologiese student en julle het al hierdie storie seker gehoor. Teologiese student, sy meisie gee vir hom 'n klein katjie as 'n geskenk. Julle weet mos hoe maak jong mense, as hulle vir mekaar liefde wil wys, dan koop hulle 'n diertjie. Hier gee sy vir hom 'n katjie as 'n persent en hy loop rond vir 'n week of wat en hy kan nie by 'n naam uitkom wat by hierdie katjie pas nie. En hy sit en studeer, hy is in die koshuis, hy bly op die 2de verdieping en die katjie speel daar op die vensterbank en woeps val die kat uit. Val op die grond. Maar hy oorleef. Ou hardloop af en gaan tel sy katjie op en onmiddellik weet hy wat hy die kat gaan noem. En hy noem hom Eutychus. Want weet jy wel wat beteken Eutychus in die Grieks? Dit beteken gelukkig. Amper iets soos lucky. So hy kon die kat Lucky ook genoem het, maar hy's 'n teologiese student. Hy het bietjie agtergrond en diepte, so hy noem hom Eutychus. Want dit beteken gelukkig. En ek dink dit is presies waaroor hierdie verhaal vanoggend uiteindelik gaan ook. Nie oor 'n onverstandige jong man wat nie kon wakker bly nie. Nie oor die gevaar van lang preke nie, maar oor die aangrypende genade van God teenoor swak mense. Want as ek eerlik moet wees, hoe langer ek oor Eutychus dink, hoe meer besef ek, ons is almal Eutychus. Ek is Eutychus. Julle is Eutychus. Kom ons klim net vir 'n oomblik in daardie bovertrek saam met Paulus en die gemeente wat bymekaar gekom het in Troas. Paulus is aan die einde van sy 3de sendingreis. Hy's moeg. Hy dra die las van klomp gemeentes wat hy gevestig het, wat hy begin het. Daar's teenstand.
Hy beleef spanning. Daar selfs 'n moordkomplot teen hom wat ons van gelees het. En hy besluit om nie op die skip te klim en om die kortpad oor die see te vat nie, maar hy besluit, hierdie ouens gaan my in die see gooi, hulle gaan my doodmaak en niemand gaan dit eers weet nie. En hy besluit om sy planne te verander en hy gaan terug oor die land, terug deur Macedonië. En nou stop hy vir 'n week in Troas en hy's net 'n week daar. En die gemeente weet wie Paulus is. En die gemeente kan nie wag om te hoor wat hy sê nie. Hulle wil graag hoor van hierdie geleerde man, hierdie baie slim ou wat die Here se woord verkondig, wat gemeente stig, wat kerke begin. En hierdie jong gemeente kry 7 dae lank die voorreg om een van die apostels van die Here Jesus Christus in hulle midde te hê. En onthou, niks van hierdie goed sou gebeur het sonder Pinkster nie. Oom Jan het laasweek vir ons vertel van die begin van Pinkster op Pinksterdag. En hoe die Heilige Gees uitgestort is op alle Christene, waar dit voorheen net op selektiewe mense uitgestort was, soos Dawid toe hy vir Goliat moes veg. Maar hierdie gemeente in Troas bestaan omdat die Heilige Gees uitgestort is. Hierdie mense kom by mekaar omdat die Heilige Gees hulle saamgevoeg het. Ons is nie hier vanoggend noodwendig omdat ons self hier wil wees nie, om Jan het dit ook gesê. Ons is hier omdat God 'n afspraak met ons het. Ek is hier vanoggend nie as julle predikant nie, ek is nie normaalweg hier nie, maar ek is hier omdat dit die Here se plan is. Dis die werk van die Heilige Gees. En Paulus preek omdat die Heilige Gees hom gestuur het. Die Bybel sê, niemand preek net as God hom nie geroep het nie, en as God hom nie in 'n plek plaas nie. En dis waarom Paulus hier was ook, die Heilige Gees het dit so beskik. En die woord dra vrug omdat die Heilige Gees die mense wat daarna geluister het, sy harte oopgebreek het. Handelinge 20 is eintlik die verhaal van Pinkster wat voortgaan. Die Heilige Gees werk. Hy gee lewe. Wanneer ons hierdie storie luister, moet ons nie vergeet hoe honger hierdie gemeente was vir die woord van die Here nie. Onthou, hulle het nie hulle Bybels in hulle sakke rondgedra soos ons nie. Hulle het nie Bybels by die huis gehad nie. Hulle het nie YouTube preke gehad om na te luister nie. Daar was nie podcasts waarna hulle kon luister nie. Hulle het nie kommentare en geestelike boeke in hulle boekrakke gehad nie. Geen Bybel toepassings op hulle fone nie. En wanneer iemand soos Paulus kom om te preek, was hulle almal daar. Hulle het die kerk volgesit, of in hierdie geval die bovertrek. Hulle was honger vir die woord, hulle het aandagtig geluister. En so die gemeente kom by mekaar in die bovertrek. En hulle luister asof hulle lewe daarvan afhang. In 'n oomblik sal ons hoor dat iemand se lewe wel daarvan afgehang het. Eutychus se lewe het afgehang van hierdie dinge. Die plek is stampvol, olielampe brand, en die rede daarvoor was, die Christene was met afguns beheen, en hulle is heeltyd verdink dat hulle agteraf goed doen, so hulle steek 'n klomp olielampe aan, sodat die plek waar hulle by mekaar is, verlig is. Maar olielampe vreet die suurstof, die lug word warm, die lug word dun. Mense sit vasgedruk teen mekaar, julle weet hoe dit voel. En Paulus begin preek. Die interessante ding is, Paulus preek nie net nie, hy vra. En die mense word toegelaat om vrae te vra en hy antwoord hulle. So hy's besig met 'n dialoog, dis wat die Grieks vir ons sê. Hy praat met hulle en hy hou aan en hy het baie om te sê en die mense wil graag hoor. Die woord word oopgebreek, die evangelie word in mense se harte ingedruk. En niemand gaan huis toe nie. Hulle is spellbound, hulle luister na Paulus en hulle hang aan sy lippe letterlik. Want hy preek die waarheid soos hulle nog nooit dit gehoor het nie. En hulle drink dit in. Hulle is so honger en dors vir die woord van die Here. Maar die ure gaan verby. Middernag kom. En daar by die venster sit 'n jong man, Eutychus. En ek dink miskien het hy ergens opgestaan en nader aan die venster beweeg waar daar nog bietjie vars lug was. Hy was 10 en 'n hardwerkende jong man wat die heel dag gewerk het. 10 en 'n slaaf. Maar hy gaan nie huis toe nie. Hy hoor Paulus is daar. En hy maak seker dat hy in die bovertrek is sodat hy kan hoor. Hy wil God se woord hoor. Ek dink soms doen ons Eutychus se onreg aan. Ons dink aan hom as ongeïnteresseerd. As 'n jong man met te veel ander dinge op sy brein en hy het nie mooi geluister nie. Ek dink dit is waar nie.
Ek dink nie hy was halfhartig toe hy daar gesit het nie. Ek glo hy was gered, 'n Christen, is honger vir die woord, maar hy het moeg geword, want hy het hard gewerk. Die teks sê nie dat hy ongeïnteresseerd was, of dat hy halfhartig was nie. Dit sê dit nie, ek dink dit sê die teenoorgestelde. Hy sit by die venster omdat hy juis vars lig wil kry. Hy raak aan die slaap omdat hy moeg was. So eenvoudig soos dit, dis dit. Daar's nie 'n ulterior motive of 'n agenda hier aan die gang nie. Hy wou graag hoor, maar hy was moeg. Die aand raak laat, Paulus preek, en tog besluit hy om nie huis toe te gaan nie. Hy bly daar. Hy's by die gemeente, hy's onder die woord, hy's by God se mense, soos wat julle vanoggend by mekaar is. Saam wees. Dis hoekom julle hier is. En skielik raak hierdie storie nie meer so snaaks nie. Skielik word hierdie storie 'n spieël waarna ons moet kyk vandag. Want wie van ons weet nie wat dit is om moeg te word nie? Wie van julle het nog nooit so vaak geraak dat jy jou oë nie kon oophou nie, selfs in die kerk? Selfs wanneer jy in die oggend vroeg opstaan om jou Bybel te lees en jy wil graag bid, maar jy is so moeg dat jy halfpad deur jou gebed val jy in diep slaap. Jy's moeg in jou liggaam, moeg in jou gedagtes, jy's moeg vir bekommernis, jy's moeg vir sonde, jy's moeg vir ander om sterk te wees in jou eie krag, jy's moeg vir glimlag, terwyl jy eintlik besig is om swaar te kry. En ek weet daar's mense vanoggend hier wat hier sit, wat al lankal innerlik uitgeput is. Ek weet nie wie van julle is uitgeput nie, ek ken u nie persoonlik nie. Maar miskien sit u vanoggend hier en u is geestelik uitgeput. U is moeg. Die lewe druk net te veel. Maar kom jy kerk toe. Jy funksioneer nog. Jy gaan werk toe, jy glimlag nog vir mense as hulle jou groet, jy kom nog kerk toe, maar diep binne in jou voel dit asof iets stadig besig is om dood te gaan. Jy het nie meer krag nie. En dis hoekom ek so lief geraak het vir hierdie storie van Eutychus, hierdie vreemde verhaal. Want weet julle wat, toe Eutychus val, het Paulus hom nie uitgeskel nie. Daar staan nie, Paulus het afgestorm en vir hom gesê, dit gebeur met mense wat nie mooi luister nie. Dit gebeur met mense wat nie aandag gee nie. Paulus het dit nie gedoen nie. Paulus hardloop af, hy val op die jong man, hy gryp hom vas, hy hou hom teen hom vas, en hy sê, moenie ontsteld wees nie. Daar's lewe in hom. En ek kan vir u vanoggend sê, dis wat die evangelie is. Die evangelie is die lewe wat ons nodig het, wanneer ons so moeg raak, dat ons nie op ons eie kan aangaan nie. Dat ons wil boedel oorgee, dat ons wil sê, ek het genoeg gehad hiervan, ek kan nie meer nie. Dis hoekom ons die evangelie het, dis hoekom ons vanoggend hier is. Want ons weet, ons krag kom nie uit onsself nie. Dit kom van bo. Dit kom uit God se woord, dit kom deur sy Heilige Gees wat in ons werk. Die evangelie is nie probeer harder om wakker te bly nie. Die evangelie is, Christus kom af na gevalle, swak, uitgeputte mense en hy gee hulle nuwe lewe. Dis die hart van Christendom. Dis waaroor dit gaan. Jesus het nie afgekom aarde toe om mense wat hulle self kon reghelp by mekaar te bring en te sê, ek hou julle dop en ek sien julle kom reg en julle doen goed, ek soek julle klomp by mekaar nie. Nee, hy kom vir mense wat val. Hy kom vir mense wat gebroke is. Hy kom vir mense wat net nie meer kan nie. Dis hoekom hy sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, want ek gee vir julle nuwe lewe. Miskien is dit presies waar jy vanoggend is. Jy is nie 'n rebel nie. Jy is nie openlik goddeloos nie. Jy is net moeg. Jy is geestelik moeg. Jy lees nog jou Bybel, maar sonder vreugde.
Jy bid nog, maar jou woorde voel so leeg. Dit voel asof, wat help dit? Jy kom nog kerk toe, maar iets in jou hart het koud geword. Ek wil hê julle moet mooi hoor vanoggend. Geestelike moegheid is nie dieselfde as geestelike verwerping nie. Die Here weet waarvan julle gemaak is. Hy weet dat julle maar stof is. En dit beteken nie dat ons geestelike traagheid as onbelangrik moet beskou nie. Dit beteken nie ons kan nou maar net rustig raak en terugsit en sê, weet jy wat, dis alright. Hulle sal verstaan nie, hulle weet ek is moeg nie. Die Here sê ons kan nie aan die slaap raak nie. Ons moet nie. Ons lewe hang daarvan af. Ons moet die Here se woord hoor. Ja, julle harte kan koud word, julle kan afdwaal, soos die bootjie van Hebreërs 2, julle weet wat daai gedeelte sê, moenie soos 'n boot wees wat afdwaal of wegdryf nie. Dit gebeur saggies, jy kom dit nie eens agter nie. Maar as jy weer kyk, is jy so ver van die kant af, dat jy in groot moeilikheid is. Die Here weet dat ons vuur kan begin doodgaan. En dis hoekom God ons nie gemaak het om alleen te probeer wakker bly nie. Dis hoekom ons Sondag kerk toe kom. Dis hoekom ons Pinksterweek bywoon. Dis hoekom ons saam bid, saam die Bybel lees, mekaar bemoedig, want ons kan nie alleen nie. Toe Eutychus val, was hy nie alleen nie. Ja, hy was dalk alleen op die vensterbank, maar toe hy val, toe is die hele gemeente daar, en almal is rondom hom, en almal wil kyk wat het gebeur, en selfs Paulus storm af, en mense het saam gehuil, hulle het saam gebid, maar hulle is ook saam getroos, toe die Heilige Gees weer vir Eutychus lewend gemaak het. En uiteindelik sê Lukas iets besonders, hy sê, die gemeente was buitengewoon bemoedig. Let wel, nie Eutychus was buitengewoon bemoedig nie. Nie Paulus was buitengewoon bemoedig nie. Die gemeente was buitengewoon bemoedig. En 'n mens vra amper, waarom was hulle so diep bemoedig? Natuurlik, omdat die jong man wat dood was nou weer lewe, maar dis nie al nie. Daardie hele gemeente het in daardie oomblikke iets van die krag en die teenwoordigheid van God se Heilige Gees beleef. Die Pinkstergebeure is hier bevestig. Dit wat nie lank voor dit gebeur het nie, is hier bevestig. Christus is nie net 'n idee nie. Die evangelie is nie net mooi woorde nie. Jesus leef werklik, die Heilige Gees is werklik uitgestort en hy's tussen ons, by ons, in ons. Paulus se prediking is waar en dit kom werklik van God af. Die opstandingskrag van Christus het letterlik voor hulle oë sigbaar geword. En jy weet, skielik het hierdie nag van moegheid en van tragedie verander in 'n nag van aanbidding en verwondering. Eutychus het 'n lewende getuie geword. 'n Getuie dat Christus leef, dat die evangelie waar is, dat God werklik teenwoordig is deur sy Gees by sy kerk, en dat selfs die dood nie die laaste woord kry nie. Dood, waar is jou angel? Daar is nie meer 'n angel nie. Dood is nie meer die groot vyand nie. Christus het gekom. Hy gee ons lewe. Ons is die eerste vrugte, the first fruits van die opstanding van Christus. Die feit dat hy opgestaan het, beteken dat ons ook gaan opstaan. Ons wat dood was in ons sonde, lewend gemaak deur die Gees. Ons lewe vir Christus. Nie meer vir onsself nie, maar vir mekaar. Om mekaar te bemoedig, om mekaar te help. Dis hoekom hierdie mense nie huis toe gegaan het in wanhoop nie. Hulle het huis toe gegaan met vreugde, met bemoediging. Die teks sê, Paulus het teruggegaan boontoe, hy het brood gebreek weer, hy het geëet, hy het weer begin preek, en die mense het geluister, nie net vir nog 'n halfuur of 'n wat nie, tot dagbreek die volgende oggend, die hele nag deur. Want wanneer Jesus sy krag en sy genade bewys, verander hy nie net een persoon nie, maar hy verander die hele gemeente. Want dis wat Jesus doen. Hy stap in donker vertrekke in en hy bring lig. Hy stap in doodse plekke in en hy bring lewe. Hy stap in moeg harte in en hy bring nuwe asem.
My liewe broer en suster, ek weet nie hoe voel jy vanoggend nie. Ek weet nie of jy moeg is nie, ek weet nie of die lewe besig is om jou onder te kry nie. Die Here se woord is, hy gee weer lewe waar daar doodsheid is. Hy gee weer krag waar daar moegheid is. En hy beloof dit, die Here sê nie hierdie dinge nie, hy doen dit. En miskien is daar iemand vanoggend wat voel, maar ek het te ver geval, Frans. Jy weet nie hoe ver het ek geval nie. Jy weet nie hoe ver is ek nie. Jy weet nie die sonde van my lewe nie. Jy weet nie die dinge wat ek beleef het nie. Ek wil jou vanoggend uitnooi en vir jou sê, kyk weer na Judigus, gaan huis toe, gaan lees hierdie teks weer. Sit jouself in daai jong man se skoene en sê, Here, ek weet ek is nie buite U bereik nie. Ek weet dat my doodsheid nie te dood is vir U om my lewend te maak nie. Want U het die dood oorwin. Die evangelie sê, jy kan maar val, maar Christus kan jou steeds optel. Jy kan koud geraak het, maar hy is die een wat die vuur in jou weer aansteek, deur sy Heilige Gees. Jy kan moeg wees, maar Christus is nog steeds die herder wat sy skape dra. En dalk is dit die mooiste deel van hierdie hele verhaal, die feit dat Judigus se naam gelukkig beteken, bevoorreg. Dis nie omdat hy nooit geval het nie, ons het gesien hy het geval. En hy het hom doodgeval. Maar dit is omdat die genade van God hom opgetel het toe hy geval het. Dat God hom nie alleen gelos het nie. Die Here los jou nie alleen nie. Die Here los niemand van ons alleen nie. Want onthou, dis nie ons wat hom gekies het nie, dis hy wat ons gekies het. Die Bybel is baie duidelik dat God ons gekies het voordat ons hom kon kies. En ek is so dankbaar daarvoor. Want ek weet ek sou die Here nie gekies het nie. En ek is bly dat die Here my gekies het voordat ek gebore is, want toe ek begin lewe het, sou hy my verseker nie wou kies nie. Julle ken my nie. Julle ken nie my storie nie. Julle weet nie waar ek vandaan kom nie. Maar dit is absoluut God se genade dat ek vanoggend hier voor julle staan. En ek weet dis die Here se genade dat julle hier sit vanoggend. Dis God se werk. En hy doen dit uit genade. En genade beteken ons verdien dit nie. Mercy beteken ek kry iets wat ek nie, of ek kry nie wat ek verdien nie. Ek verdien die dood, ek verdien die hel. Maar God gee iets anders, omdat hy 'n goeie God is. Omdat hy die Here is. Is dit jou storie? Here, ek het geval. Here, wees my arme sondaar genadig, tel my asseblief weer op. My vriend, as jy jou sonde bely, sê 1 Johannes 1 vers 9, die Here is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Geliefdes, die wêreld het nie nog mense nodig wat voorgee dat hulle alles bymekaar het nie. Ons het nie nodig om vir mekaar voor te gee op 'n hypocritical way en te sê, maar moenie worry oor my nie, ek's alright. Ons het dit nie nodig nie. Maar wat ons nodig het, is eerlike mense wat sê, weet jy wat, ek is moeg. Ek het hulp nodig. Bid vir my. Dis wat ons nodig het. Dis hoekom ons saamkom. Julle gemeente se motiewe, ek weet nie wat noem ons dit in Afrikaans nie. Spel dit duidelik uit. Dis hoekom julle by mekaar kom. So as jy vanoggend moeg hier ingestap het, as jy nie lus was vir hierdie erediens nie, ek is jammer, ek hou lank aan, ek gaan nou klaar wees. Maar onthou, die Here sê, jy wat moeg en oorlaai is, bring jou laste na my toe, ek sal dit dra. En dan sê hy verder, julle dra mekaar se laste. Julle help mekaar, julle bid vir mekaar. Dis hoekom Paulus hierdie werk gedoen het. Dis hoekom hy van een gemeente na die ander trek. Dit was nie 'n lang vakansie nie. Paulus het nie maar net boot gery omdat dit lekker was en omdat hy in die son kon sit en bak nie. Hy was nie in die Griekse eilande omdat dit vir homself was nie. Hy was daar vir die gelowiges om hulle te versterk en hulle te bemoedig. As jy vanoggend moeg is,
Moenie dink Jesus kyk met irritasie na jou vandag nie. Hy doen nie. Hy sê kom nader. Kom na my toe. Moenie ontsteld wees nie. Ek bring lewe. En daarom word wakker. Jy wat slaap, staan op uit die dood. En God sal jou nuwe lewe gee. Geliefdes, ek gaan nou my kar klim en ek gaan ry. En julle gaan elkeen terug na julle huis toe gaan. Julle eie roetines, julle eie lewe. Miskien sien ons mekaar dalk nooit weer aan hierdie kant van die ewigheid nie. Maar ek wil hê julle moet een ding onthou van hierdie diens vanoggend. Is dat die Here bereid is om nuwe lewe in jou hart te blaas. Om 'n nuwe liefde vir hom te ontwikkel. 'n Liefde wat dalk afgekoel het in jou lewe. Jy het dalk begin dink, weet jy wat, ek's alright. Dis die gevaarlikste ding wat kan gebeur. Die oomblik as ons dink ons is alright, en dan val ons uit die venster uit. Mag die Here julle elkeen se hart vanoggend persoonlik kom aanraak. Mag hy in hierdie week van Pinkster, wanneer julle Pinksterdienste het, mag hy uitreik en mag hy julle harte opnuut kom lewendig maak. Pinkster beteken dat die Gees van God vandag nog in sy kerk woon. En soos ons vroeër vanoggend gesing het, Gees van God wat in my woon, dis dieselfde Gees wat die eerste gemeente bymekaar gebring het. Dis dieselfde Gees wat Paulus toegerus het om te preek. Dis dieselfde Gees wat nuwe lewe sigbaar gemaak het in die gemeente van Troas. Dis die Gees wat in Pionierspark NG Gemeente lewe gee. Daarom is daar hoop vir moe mense, daar's hoop vir struikelende mense. Daar's hoop vir mense wat dink ek het te ver geval. Want die Gees van God is nog nie klaar met sy kerk nie. Hy sal altyd werk totdat Christus weer kom. En dis goeie nuus vir my en dis goeie nuus vir elkeen van julle. Ons hoef nie op ons eie te probeer nie, ons hoef nie ons eie ding te doen nie. Wees eerlik. Dit maak my so moeg as mense vir mekaar leuns vertel. As mense vir mekaar probeer voorgee dat alles net hankie-dorie is. Want dan kan niemand jou help nie. Dan word jy hard en verbitterd. Mense vermy jou. Mense hou nie daarvan as ouens altyd voorgee dat alles alright is. En die Here sê vanoggend, julle is 'n gemeente. Deur hom bymekaar gebring. Ek dink nie julle sou mekaar gekies het om saam in die gemeente te wees nie. Baie mense in my gemeente, dan dink ek, Here, hoe het hierdie ouens hier gekom? Here, hoe het ek hier gekom? Maar die Here se woord is, dis my gemeente, ek bou my gemeente. Ek het jou nie gevra wie hier moet wees nie, ek bring hulle en jy moet vir hulle versorg. Jy moet vir hulle lief hê, jy moet vir hulle bid, jy moet hulle bedien. Kom ons bedien mekaar met liefde, met gebed, met omgee. Maar maak dit vir ander mense maklik om vir jou te bedien. Moet dit nie moeiliker vir hulle maak nie. Maak dit vir hulle makliker. Dan werk die Heilige Gees en dan groei 'n gemeente. Dan groei ons elkeen geestelik en ons eer die Here. Mag dit waar wees in Pionierspark NG Gemeente. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons is so dankbaar vir u woord. Here, dankie dat u obskure gedeeltes, soos die storie van Eutychus gebruik, Here, om ons wakker te skud en ons te sê dat die Gees werk en dat ons nie sterker as die Gees is nie, dat ons nie wyser is nie, dat ons nie meer weet nie, dat ons nie meer krag het nie. Here, inteendeel, ons het geen krag nie. Ons is swak, ons val, ons doen sonde. En tog, Here, weet ons dat u ons nie alleen los nie. Maar u red, u wys genade. Here, ons is so dankbaar daarvoor. Want sonder u, Here, kan ons nie lewe nie. Sonder u is ons dood en soek ons na dit wat verkeerd is. Maar dankie, Here, dat u vir ons die lig gee en dat u lig op ons skyn. Dankie dat u ons lewendig gemaak het
dat U vir ons nuwe lewe gegee het in Christus Jesus, dat ons aan U behoort en dat ons nie aan onsself behoort nie. So help ons Vader om heilig te lewe, soos wat U Heilige Gees heilig is, soos wat U heilig is. En help ons, Here, om U te soek met ons hele hart, met ons hele lewe, met al ons krag en al ons verstand. Ons dankie, Here, vir U genade. Dankie vir hierdie pragtige gemeente. Dankie vir die pragtige fasiliteite wat U vir hulle gegee het, Here. Dankie, Here, dat ons kan bid, dat al hierdie sitplekke vol sal sit. En nie lank van nou af nie, Here, maar dat U dit sal doen op U krag, in U tyd, op U manier. Jesaja 55 sê vir ons, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, my wee is nie julle wee nie. Maar Vader, wat ons kan doen is, ons kan gehoorsaam aan U lewe deur U krag. En ons kan bid, Here, bou U kerk, versterk U kerk, gee lewe. En U sal dit doen, Here, want dis wat U doen. Dis wie U is, want U is die God van lewe. Ons dankie daarvoor, Here, en ons dankie vir hierdie oggend, dankie vir U genade, en dankie dat ons U kon aanbid, in gees en in waarheid, en dat ons nou kan uitgaan, en kan gaan doen wat ons gehoor het, kan gaan vra, Here, help my, versterk my, help my om nie meer na myself te kyk nie, maar na U, wat lewe gee. Ek eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.